Goeiemôre. Jy luister na oordenking 138 in die reeks Kopskuif. Vanoggend se tema is die groot 5 plus 5. Gisteroggend het ons saam gedink oor die bevinding dat daar iets bestaan soos 'n skaal van geluk. As ek dit weet, het ek toegang tot 'n geheimenis wat my gedagtes, my emosies en my lewensbestemming bepaal. As die verhouding tussen positiewe gedagtes en positiewe woorde aan die een kant, teenoor negatiewe gedagtes en woorde aan die ander kant, meer is as 3-1, begin mense in groepe mense floreer. 'n Verhouding van 3-1 tussen die positiewe en die negatiewe. As dit meer is as 3-1, begin mense floreer. Met alles wat ons in die reeks tot dusver gedoen het ons beheer daaroor. Dis 'n keuse wat ons kan maak. Ons het in Afrikaans nog nie heeltemal 'n woord vir mindfulness nie, om bewustelik te leef. Om te besef waar jy is op die kaart van jou bestaan. 'n Mens kom byvoorbeeld nie agter dat jy baie begin kla het nie. Dat jy negatief begin raak het nie. En elke keer as jy kla, top, verbitter is, verwyte in jou kop laat maal, is jy besig om jouself biologies en geestelik af te takel. Ons het in die reeks gesien dat dit waaraan ek dink beïnvloed my hele liggaam. Al die biologiese prosesse in my liggaam word daardeur geaffekteer. Mindfulness is 'n proses waar jy bewustelik die goeie bedink. Barbara Fredrickson, wat die bevinding gemaak het van die skaal van geluk, is deel van 'n groep van navorsers en beroepslui wat positiewe sielkunde hulle beroepsveld maak. Saam het hulle die groot 10 emosies beskryf wat ons welstand bepaal. Ja, ons is bekend met die groot 5 in die wildtuin, maar hierdie is die groot 5 plus 5 van ons daaglikse lewe. Die groot 10 emosies. Watter emosies is dit? Liefde, vreugde, dankbaarheid, kalmte, belangstelling, hoop, trots of tevredenheid, verwondering, inspirasie en vermaak. Daar is soveel wat ons hiermee kan maak. Dink net, as ek elke oggend my dag begin en byvoorbeeld vra, wat beteken God se liefde vir my? Of wanneer ek in 'n situasie is wat uitdagend is, watter ander perspektief lê hierin? As ek herinner word dat God my liefhet en niks dit kan verander nie. Ek kan ook vra, waar het ek die laaste paar dae liefde ervaar? Of, hoe sal ek vandag liefde bewys teenoor my geliefdes? Of, hoe sou ek vandag my vyand kon lief hê? 'n Belangrike vraag. Wat beteken dit om myself vandag lief te hê? Hoe lyk liefde vir myself? Hoekom het God liefde vir myself deel gemaak van die groot gebod? Vreugde. As ek my dag begin met die vraag, watter vreugdes is daar in my lewe? Wat is die bron van my grootste vreugde? Ek onthou 'n paar jaar gelede was ek op 'n vlug Europa toe. Ek slaap nie eintlik goed op 'n vliegtuig nie. Ek was eintlik gefrustreerd en geïrriteerd want ek kan nie slaap nie en is raserig en ja, die vliegtuig wieg heen en weer en ek wens ons kan nou net daar uitkom. Toe het ek my oë toegemaak en aan elkeen van my kinders gedink. Ek het hulle gesiggies en lyfies voor my gesien, hoe hulle speel en lag. En dit was so 'n groot bron van vreugde.
Natasha, my vrou, vertel hoe hulle klas eenmaal luidrigtig was en moeilik was om te hanteer. Die gesprek het toe gegaan oor die juffrou en hoe sy die situasie hanteer het, om die balans te vind tussen kwaai wees sonder om die risiko te loop om ongewild te wees en vriendelik wees, maar die kinders luister nie. En ek kan nou nie onthou wat het een van die kinders opgemerk nie, maar toe antwoord sy hulle: "Julle moet een ding baie mooi verstaan. Ek is hier by die skool en ek doen my werk so goed ek kan en bou verhoudings so goed ek kan. Maar as ek hier huis toe gaan, het ek 'n man en kinders wat my oneindig liefhet en waar ek tuis kom. My vreugde en geluk en selfbeeld is nie afhanklik van wat julle van my dink nie." Dit is duidelik dat die juffrou oor die jare bewustelike besluite geneem het oor die vreugdes in haar lewe en wat dit vir haar beteken. Kom ons praat oor nog een van die groot 10 emosies. Trots. Tevredenheid. Dis 'n voorreg wat min mense het, naamlik om aan die einde van 'n projek terug te staan en die produk van hulle arbeid te waardeer. Soos 'n skrynwerker wat die laaste keer die poleerlappie oor die blad trek, terugstaan en sê: "Wow, dis 'n mooi tafel." Baie beroepe, miskien die meeste, is die eindproduk van ons arbeid digitale take wat in die kuberruim verdwyn. Jy sien nie die eindproduk nie. Dit is so belangrik om aan die einde van 'n dag se arbeid of aan die einde van 'n projek terug te gaan staan en sê: "Wel gedaan." 'n week gelede het iemand in my spreekkamer kom sit nadat hulle 'n hele paar jaar gelede eenmaal met my kom gesels het. Die persoon was baie verbaas dat ek die inhoud van ons gesprek so goed kon onthou. Maar toe merk die persoon op: "Jy sal nie glo hoeveel daardie gesprek vir my beteken het nie. Ek kon daarna aangaan met my lewe en vorentoe kyk. Ek het in my lewe nie geweet dat daardie gesprek soveel beteken het vir daardie persoon nie." Hier gaan dit nie oor 'n mens se ego. Hier is die sprake van trots is nie selfverheffend of om jou eie ego te streel of wat ook al nie. Dis nie daardie soort van trots nie. Dis 'n ander trots. Dit het te doen met 'n dieper tevredenheid en wete dat jou werk saak maak, dat tussen jou opstaan en jou gaan slaap 'n betekenisvolle dag verloop het. En jy kan dankie sê. Ons het nou nog nie eens gepraat oor dankbaarheid, kalmte, belangstelling, hoop, verwondering, inspirasie of vermaak nie. Kan jy dink? Wat sal gebeur as ons die groot 10 emosies 'n plek gee in ons lewe, 'n blywende plek? Kyk of jy vandag die groot 10 kan neerskryf en die volgende paar dae jou dae so begin en eindig, jou gedagtes daarop rig. En dan wil ek vra, sal enkele van julle wat dit gedoen het, vir my teen Vrydag se kant laat weet, wat julle so ver daarvan ervaar, of dit 'n verskil maak in jou lewe? Navorsers is bereid om hulle kop op 'n blok te sit, dat dit mense gevaarlik optimisties kan maak oor die lewe. Ek glo dit met my hele hart. Maar ek sal van julle af wil hoor, of julle ervaring daarmee strook. Laastens, baie dankie aan die anonieme persoon vir die pragtige boek. Dit is voorwaar 'n pragtstuk. Ek het nou nie 'n ander manier om dankie te sê nie, as om dit hier te doen. Dankie vir die terugvoer oor die oggendoordenkings. Weet dat ek dit baie waardeer. Kom ons sluit ons oë in gebed. Hemelvader, ons besef watter groot voorreg en verantwoordelikheid ons het van waar en hoe ons gedagtes rig. Dankie dat U ons opnuut laat besef van die vryheid waartoe U ons geskep het.
Ons bid dat U Gees van lewe deur ons sal vloei, ons gedagtes sal rig, en dat U ons gedagtes soos 'n lentereën sal maak, sodat dit die stof van die winter sal afspoel en nuwe lewe uit ons spruit. Dit bid ons in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.